gaan dit met julle? Hallo Dominee, hallo Maats. Maatjies, het julle al gesien hierdie kinders se mooi pyjamas wat hulle aan het? Ek het dit vanaand vir die eerste keer gesien. Kyk hoe mooi is Wimpie en Ella se pyjamas. Julle ook sulke mooi pyjamas daar by julle huis aan. Dominee, ons dra hierdie klere al lank al. Ek kan net nie help, ek sien dit nie altyd nie. Maar weet jy, ek praat so van sien. Vandag se storie gaan om nie altyd mooi te sien nie. En as ons nie mooi sien nie, dan veroorsaak dit verkeerde dinge in ons lewe van ons hakkie. Kom ek vertel julle die storie, dan gaan ek vir julle sê hoekom ek daar is. Daar was 'n storie van 'n seentjie wat elke dag oor 'n meer moes stap met ys. Is 'n meer soos 'n rivier? Dankie Ella. Is soos 'n dammetjie wat jy kry by mense se huise. En dan aan die ander kant van die dammetjie het sy ouma gebly. Nou gewoonlik in die somermaande moet die seentjie om die dammetjie loop 'n ver pad om by sy ouma te kom. Maar waar hulle bly is dit verskriklik koud. So in die wintermaande dan vries daai dammetjie so kliphard soos 'n pad en dan kan hulle net oor die dammetjie stap. Ek het dit al op Elsa gesien. Dit word sê jy kan oorskaats. Ja, soos Elsa. Dit is jy kan oor dit skaats, jy kan oor dit loop en elke dag het hierdie seentjie oor hierdie dammetjie geloop na sy ouma se huis toe. Maar eendag, toe hy weer op die dammetjie trap, toe hoor hy 'n kraak geluid. Toe sy bang. En toe sy bang. En toe hy weer trap, toe hoor hy weer kraak. En toe sy bang die ys gaan breek en hom insluk, omdat hy onder die ys val. Ja, want ons yskoue water onder. Presies. En hy toe begin die vrees hom beetpak en op 'n stadium het hy op sy knieë gegaan en hy het gekruip en op sy maag begin seil van vrees. En op 'n stadium toe hoor hy net 'n geluid agter hom. En hy skrik toe. En daar kom 'n groot man verbygestap met 'n slee vol hout en hy fluit so en hy sing en jy sien 'n man kom staan langs die see en hy gee net vir hom so lekker lag uit sy maag uit en hy stap verder oor die dammetjie. En die seun sien toe maar hierdie ys kan daai swaar man met daai slee met al daai ys dra. En die seun staan toe op en hy voel sy voete so op die ys en hy stap toe so oor die ys. Toe sy nie meer bang nie. Toe sy nie meer bang nie. Hy kom toe agter. Dit was nooit nie die ys wat nie stewig genoeg was nie. Dit was sy vrees wat groter was as hierdie ys. En dis die storie wat ek julle wil vertel vandag van Jesus se disippels wat op die see was. Dis wat ons hierdie week mee werk. Hulle was al 'n end weg van die strand af. En Jesus het eenkant gaan sit en bid. Hy het baie dit gedoen. Het Jesus bietjie op 'n berg gaan sit en bid. En hy het God se wil gesoek, sy krag gevind by God. En sy disippels was al reeds 'n ver end in die see en dit donker geword, aand geword en daar het 'n storm gekom, 'n groot storm en hulle was bang en hulle het geroei en het probeer om die storm te kan hanteer om weer by die land uit te kom, maar hulle kon nie. En Jesus het gesien die nood en die krisis waar hulle was. En Jesus, omdat hy God is, loop toe sommer op die water. Kan julle dit imagine? Jesus loop op die water asof dit 'n pad is. Sonder en hy gaan hulle tegemoet daar in hulle krisis en hulle nood. En hulle skrik dood. Hulle dink dit is 'n spook wat na hulle toe kom. En Jesus sê vir hulle moenie bang wees nie. Dis ek. En Jesus sê vir hulle hy wat God is daar by hulle. En Petrus sê vir hom maar Here is dit eers sê vir my ek moet uit hierdie bootjie uitklim en na U toe loop. En Jesus sê vir hom kom. En Petrus klim uit die bootjie uit en hy begin na Jesus toe stap. Ook op die water. Hy hou sy oë gefokus op die Here. In geloof stap hy na die Here toe. Maar weet julle wat? Hy haal sy oë van die Here af en hy sien hierdie storm, net soos daai seentjie. Die vrees begin hom beetpak. Hy sien die wind en die hoë golwe en hy raak bang en hy sak weg in hierdie water. En hy kyk weer vir die Here en hy sê Here help my, red my. En die Here steek sy hand in en vat sy hand en lig hom weer uit. En almal het die Here aanbid en gesê hy is werklik die seun van God. Weet julle wat? Ons is ook soms soos Petrus en soos daai seentjie. God is ons vaste fundament, ons rots. Hy is soos daai ys wat nooit sal wankel nie. Hy sal nooit weggaan nie. Hy sal nooit ons verlaat nie. Hy is altyd saam met ons. Maar ons soms sien hom nie. Soos wat ek nie julle klere gesien het nie. Sien ons nie altyd God om ons nie en begin ons twyfel, begin vrees ons beetpak. Hoe kry ons dit reg om God te sien? Wimpie, het julle al gedink, hoe kry ons reg om God te sien? As ons meer van God leer. So ons leer en waar leer ons van God? In die Bybel. In die Bybel, ja. En by die kerk, so ons meer van God leer.
en by die kinderkerk. Hoe gaan ons nog vir God gefokus bly? As ons saam, ons familie saam bid. Saam bid, saam bid, né? En ook bietjie saam kerkliedjies sing, né? En weet julle wat, as ons vir die Here sê, Here, maak ons oë op om jou grootheid te sien. Die klein dingetjies in die lewe raak te sien, en dit maak dat ons dankbaar is in ons hart. Dankbaar ek het vanaand 'n bedjie om op te slaap. Dankbaar ek het kos. Dankbaar ek het mense wat vir my omgee. As ons die klein dingetjies begin raak sien, dan sien ons God. Dan vat ons nie die lewe maar net so van selfsprekend asof dit so moet wees nie. Daarom help dit ons om op God te fokus. En dit maak dat twyfel nie oor ons pad kom, dat ons fokus verloor en vrees en bang wees oor ons pad kom. Ja. Kan ons vir die Here bid dat hy ons daarmee sal help? Asseblief. Kom ons bid saam. Here, jy is ons vaste fundament. Here, jy is ons rots waarop ons kan staan. Help ons dat ons altyd op gefokus sal wees en jou kan raak sien. Here, ons wil nie bang wees nie. Ons wil nie vrees hê nie. En ons geloof in U, net soos wat Petrus op water kon loop, as hy gefokus het, so kan ons deur hierdie lewe gaan en weet U is altyd saam met ons. Ons hoef nie bang te wees nie. U is saam met ons. Help ons daarmee. Help ons om die Bybel te lees en te bid, liedjies te sing en werklik uit dankbaarheid te sien alles wat U gemaak het. U het selfs my gemaak. Seën ons hier in hierdie week. Amen. Wimpie Ella, sien mekaar weer volgende week. Ja, volgende week kuier ons weer verder. Dankie Dominee. Tata maatjies. Tata maatjies. Totsiens maat. Dankie Dominee. Lekker week. Thank you.